Goeiemorgen gemeente, hartelijk welkom ook volgens hier in die huise lede. Gemeente onder met die afkondigings in die voortouw namens die kerkraad. En die dan enige nieuwe intrekkers is, sal Bethel Strauss net na die diens achter uw saal ontvang. Vir voorbereiding het ons van die kopie van Saul, Liza Duret en Liza Messina op ons lys. Attestate wat ontvang is van Denise, Janka, Sonika Wiltshire, van Kaltewil Suid, en Beatrice Pieterse, Kaltewil Suid, en Reinhard Taylor, van die hervormde kerk Kaltewil. Baie welkom aan al die nieuwe lidmate, ons hoop jy sal nog baie genoeg thuis voel hier by ons. En dan vra ons net dat die kinders na die kerk, maar die diens in die kerk sal achterbly. Hulle oefen vir die kersaandiens, en net so kennisname, dis die 2 November, so dis om die draai. En dan ons ook net sê, dan is die Warren sy mense, ek wil my spreekwoord vergeet, maar ek wil weier. Ons dakloos herstel, die kerk buitenkant is reeds geverf, of 90% van die werk is afgehandel. So baie dankie met daarvoor. En dan gaan ek so staan Roosendag met die spreekwoord gee. En dan moet ek ook sê ons finale jaar sien voor. Sterkte vir julle. Ons begin vandag met hulle finale onderhoude voor dit voorgestel en aangeneem word. En ek sien hier so 'n paar redelike benoude gesigte, so maar sterkte vir julle. Goeiemôre gemeente. Ons het nou gesê oor 'n maand is dit ons Kersaandiens en dis reg. Die jaar snel benouend ten einde. En waar ek graag weer wil herinner is ons uitreikprojekte. Jy weet, vanoggend het ek weer geluister al die gebede in die Wetstein en die voor in die ons storie was, hoe dankbaar ons is vir alles wat ons het. En ons is dankbaar. Maar weet julle, daar's mense wat al is hulle hoe dankbaar, hulle kry swaar. En ek weet ons kry ook swaar, party van ons kry ook swaar. Maar dink daaroor of jy nie so ietsie ekstra het om te gee nie. Asseblief, ons het dit nodig om ook ons liefde en meelewing te wys vir mense wat nie wat ons het nie. In die voorportaal is daar 'n mandjie met sulke blou sakkies. Boop is geplak vrug van die gees, voedselprojek. Ons vra in die sakkie sal jy 'n lysie kry van 3 items wat jy kan insit en vir ons terugbring. Dit is vir verspreiding in ons gemeenskap deur die SAVF en Italia en The Well. Ons het ook die uitreikprojek nog steeds na Skonkenwil waar ons koor die Kerssaangprogram gaan aanbied en vir daai aksie vra ons kontakbydraes. So asseblief, as jy jou weg oop sien, maak ons 'n bydrae. Jy kan dit alles ingee by die kerkkantoor, inbetaal maar jy het net sê dit gaan vir Skonkenwil as dit 'n kontantdonasie spesifiek vir hulle is. As jy ook vir die ander projekte fondse wil gee, is jy welkom. Ek wil vra dat julle regtig dink aan hierdie mense wat ook fees wil vier soos ons gewoonlik rondom hierdie tyd van die jaar. Baie, baie dankie dat ons op julle kan staat maak. Gemeente, goeiemôre. Baie welkom vanoggend by die diens. Al wat ek gaan sê oor die gebeure van die week is, ons het die diens beplan en dit gebeur. Julle sou opgemerk het dalk in die binnekant van die afkondigings is daar 'n ding wat ons wel vra. Almal is nog hier, niemand is weg in die week nie, so daar's 'n paar mense wat ons op die database gesien het nie meer bly waar die database dit sê nie. So as julle trek of voornommers verander of trou en so iets gebeur, laat weet asseblief vir die kerkkantoor dat die database opgedateer kan word en mense nommer nog steeds op die WhatsApp groepe is, dan weet jy wat aangaan in die gemeente. Dis ook baie meer pret om, ek maak die fout as ek by mense aangaan en kyk ek op die Winkerk program wat die adres is en dit het al 'n keer wat gebeur dat dit die ou adres is. Kaltenwil is gelukkig baie klein, so is nie 'n ver draai nie, maar dis 'n baie interessante ding om by mense te kom en, sjoe, hulle lyk anders.
So as daar veranderings kom, asseblief laat weer die kerkkantoor dat ons dit kan verander. Dit van my kant af, kom ons word saam voor Here stil. Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik die beskermer van Israel, sluimer nie in en hy slaap nie. Here, dankie dat ons mag weet, te midde van die tye, te midde van wat aangaan, is U met ons, dat ons nie hoef op te kyk na die berge vir hulp, of af te hardloop na die valleie om daar hulp te kan kry nie, maar dat U alomteenwoordig is, en dat al wat ons hoef te doen is, om 'n skietgebedjie op te sê, U nie hoor ons, dat daar nooit 'n tyd is wat U aan die slaap is, en nie ons gebede hoor nie, maar dat U altyd daar vir ons is. Here, wees asseblief met ons in die laaste week van die skoolkwartaal, wees met al die skoliere, al die onderwysers, en ook al die ouers, in die laaste stukkie voor die kort vakansie begin, mag U genade met ons wees en ons daarin lei. Wees met elkeen wat volgende week op reis gaan wees met die vakansie, dra en beskerm hulle, bring hulle asseblief weer veilig terug na ons toe. Here, kom wees asseblief vandag hier met ons in hierdie diens. Amen. Wees gegroet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons staan saam en loof die Here. Soek regte en bestemming en die sonde vastgevang is gedoen, vrygekoop en genade nieuwe hoop. Is genade barmhartig, hier het ons sy die dood, een lewe voor U, niet verloor
Ek wil graag vra dat die jongens wat vanoggend hier is, asseblief na vore kom. Julle kan maar so 'n halfmaan hier voor sit, dan kan ek almal van julle mooi sien. Maar julle, ek het 'n spul van julle hierdie week by dagbreek gesien. Julle het nogal goed gedoen, julle mag maar. So, julle kan trots wees op julleself. Dit was baie oulik geweest. Ek moet wel sê, julle lyk 'n bietjie moer vanoggend as wat julle gelyk het toe ek julle daar gesien het, wat nogal verstaanbaar is. So vandag gaan ek net met julle oor iets maklik gesels. Weet julle wat genade is? Wat is genade? Genade is iets wat jy by iemand kry wat jy in 'n verhouding mee is. Dis 'n baie goeie antwoord. Ek hou daarvan. Wie van julle het al ooit die reëls gebreek of iets gedoen wat stout is by die huis? En as mens jammer sê, dan hoop mens baie keer op genade. Soos as jy cricket gespeel het en jy hoor so geluid van glas wat op die grond val, en jy vir ma of pa moet gaan sê, dan maak jy eers doodseker dat hulle weet jy's baie lief vir hulle en dat jy hulle kind is, in my geval hulle enigste seun, ja. Ons almal het al daai moeilikheid gekry oor 'n bal in die huis. Dit kry nogal moeilikheid. Nou, as mens seker maak jou ouers weet jy is hulle kind en hulle is lief vir jou, dan gaan sê jy is jammer. Want dan hoop mens dat hulle genade sal hê, nie so kwaai sal wees as wat dalk kan wees. Dis wat genade is, om te vra vir net so 'n bietjie van 'n kans, 'n vergeleentheid. En God is verskriklik genadig. Want op 'n stadium hier op aarde het alles verkeerd gegaan. Die mense het nie gedoen wat reg is nie, hulle het aangejaag. Daar was ongelooflik baie probleme en dinge het net skeef geloop. En God het besluit, dis genoeg daarmee, hy gaan almal straf. En ek het nou so 'n paar props om my te help sê watter storie dit is. So ek gaan hopelik julle kan kry om my te sê waaroor gaan dit. Daar's 2 lyk natiere, 2 skape, 2 varkies en 2 wat ek nie seker is of dit wolwe of honde is nie. In watter storie in die Bybel is daar 2? Ja. Noag en die ark, dis reg. God het vir Noag gesê, die einde kom, hy gaan alles nuut oorbegin en is verby met hulle. En hy moet 'n wat bou? 'n boot. 'n boot. Nou nie so 'n bootjie nie, maar hy moet 'n boot bou. En 'n groot boot dat al hierdie diere daar sal inpas. Nou, weet julle hoe lank oom Noag gebou het aan die boot? Dis 'n baie goeie antwoord. Het iemand dalk 'n ander raaiskoot? 5 jaar is 'n baie goeie raaiskoot, maar is te kort. Jy het jou hand opgehou. 60, jy is halfpad daar. Ja. 120 jaar. So Noag het elke oggend opgestaan en vir 120 jaar lank die ark gebou. So die Here het met Noag gepraat en gesê die einde is naby. En vir die volgende 120 jaar sit hy op sy stoep en bou 'n ark. Vir 120 jaar is God se genade groot genoeg dat enigiemand na Noag toe kan gaan en vra, Noag, wat gaan aan? Dis nou soos, ons is hier in Carletonville, daar is 'n spruitjie daai kant toe. As jy ver genoeg gaan en ek dink Parys is daai kant toe. As jy ver genoeg gaan jy 'n rivier kry, maar die water gaan baie moet opkom voor ons 'n boot hierso nodig het. En Noag kom vir 120 jaar vir hulle sê,
die Here is nie baie gelukkig met wat ons doen nie, so of ons moet verander of ons gaan die boot gebruik. So groot was God se genade. En watter diere kon als in die ark kom? Ja? 2 van elke dier. So die skilpaaie het seker nie gemaak nie, want hulle is stadig. Of het hulle dit gemaak? Hulle het dit gemaak. En die slakke? Hulle het dit ook gemaak. Dis hoe groot God se genade is, dat daar genoeg tyd vir alles is. Wanneer God sê hy gaan iets doen, dan gee hy soms genoeg tyd vir genade om in te tree en vir mense om 'n kans te. Die Here is nie iemand wat sê ek gaan jou kry en ek gaan jou nou vang nie. Hy hanteer dinge met genade en liefde. Gelukkig, so hy gee nie vir ons dadelik moeilikheid nie. Gaan ons 'n oomblik saam bid en sê dankie daarvoor. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons lief is en dankie dat U vir ons goed is. Here, dankie dat U genade baie groter is as wat ons verdien. En dankie dat U vir ons altyd kans op kanse gee en dat ons mag weet dat U altyd vir ons 'n geleentheid sal gee om ons lewe regtelik terug te draai na U toe. Here, mag ons na U stem luister. Mag ons ook soms soos Noag bereid wees om te doen wat U vra. Al vat dit lank en al is dit tyd, nie altyd ons tyd nie. Amen. Gaan ons 'n liedjie saam sing. OK, dan moet julle opstaan en na daai skerm kyk, want hierdie liedjie is een wat die oom Dominee nie baie goed ken nie. So mooi en 'n lekker liedjie. En ek dink lewendig, maar ons sing hom saam. Die volwassenes kan ook saam staan en as julle die bewegings daarop sien, is julle welkom om ook dit saam te doen. I turned to you when you were always there.
N gekry het, kan julle gaan sit en die alvast die voorskoolgroepie kan by aan die Belinda wat daar agter staan gaan. Julle is in die in geval daar enige twyfel was, ek was nie een van die mense wat die revue gedoen het omdat dit my gawe is nie, ek was een van die wat dit gedoen het omdat dit 'n klein skool was. Die kinders kan mens sien is definitief die wat dit doen want hulle is goed daarmee ingedien het. Baie dankie. Ons skriflesing vanoggend kom uit Jeremia 29 vanaf vers 1 tot vers 13. Jeremia 29 vanaf vers 1 tot vers 13. Net vir die wat al gewoon het, om die finaalejaarsvoorsit met hulle Bybels en baie keer na die indeks toe gaan. Soos baie van ons is hulle deel van die selfoongenerasie. So ons het selfoon Bybels, as jy 'n Bybelvers op die selfoon, dan klik jy op dit en jy gaan na die indeks toe. So dis nie vir almal van nature om te weet waar die Bybelboek is nie, want jy gaan indeks doen kry. So hierdie is 'n geleentheid vir hulle en ook ons om weer gewoon te raak daarin om so 'n bietjie ons fisiese Bybels te gebruik. Lyk asof almal die teks het. Kom ons neem 'n oomblik en word saam voor Here stil. Hemelvader, dankie dat U vir ons goed is. Dankie dat ons te midde van omstandighede en tyd U mag loof, omdat U genade baie groter is as wat ons mag verdien. Here, ons wil U vra, wees vandag hier met ons, wanneer ons nou met U woord werk. Mag ons aandag, ons energie, ons gedagtes op U gerig wees. Mag ons hoor en huis toe neem. Dit wat U vir ons bedoel het. Amen. Jeremia 29. Dit is 'n afskrif van die brief wat die profeet Jeremia uit Jerusalem gestuur het, na die leiers van die ballinge, wat nog oor was, en na die priesters en profete en die hele volk, wat deur Nebukadneser uit Jerusalem na Babel toe weggevoer is. Jeremia het die brief gestuur na koning Joachim, die koningsmoeder, die paleispersoneel en die amptenare van Juda en Jerusalem, die ambagsmanne en die bouers uit Jerusalem weg is. Jeremia het die brief gestuur met Elasa, seun van Safan, en Gamjara, seun van Gilkia, wat deur koning Sedekia van Juda na koning Nebukadneser van Babel gestuur is. So sê ek, die Here die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel weggevoer het. Bou vir julle huise en bewoon dit, lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld, en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. Bevorder die belange van die stad waarheen ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid op my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. So sê die Here die Almagtige, die God van Israel. Moenie dat die profete en waarsêers daarby julle mislei nie. Moenie ag slaan op daardie drome wat hulle so graag droom nie. Daardie mense tree sonder opdrag as profete in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, sê die Here. So sê die Here, oor presies 70 jaar sal ek Babel straf en julle onder my sorg neem. En dan sal ek my belofte nakom om julle na Jerusalem terug te bring. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dan sal julle my aanroep, tot my kom bid, en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil, en julle sal dan my wil ken, as julle met julle hele harte daarna vra. Tot daar sit ons skriflesing vanoggend. Ek neem aan almal het iewerster of 'n grappie of 'n meme of iets gesien dat
Dinsdag en Woensdag die wegraping is, wat nou verby is. Die wegraping vir die wat nie weet nie, want ek het laasweek uitgevind, die finalejaars was nie 100% almal seker wat dit is nie. Die wegraping is die gedagte dat wanneer Jesus die tweede keer kom, dan gaan 'n snaakse ding gebeur, en dit is dat al die gelowiges wat se harte reg is, weggeruk gaan word uit die wêreld uit, en dan gaan hulle hemel toe en die res van almal bly agter, en dis hel op aarde. Nou Tim LaHaye het 'n verskriklik goeie boek daaroor geskryf. Dis 'n baie goeie storie. Daar is 'n film van Nicolas Cage daaroor en 'n low budget 3 volume film wat 'n Christelike uitgevermaatskappy, nie ons Koen boeke nie, maar 'n ander een daaroor gemaak het wat interessant is. Dis ietsie anderster. En as ek vanoggend hier kyk, die ouens wat nie hier is nie, het ek of vroeër die week gesien of verskoning gemaak, so dit lyk nie asof daar verskriklik weggeraap is nie, en ons wat agtergebly is, dink ek is ook nou daarom nie weens ons sonde of probleme of enige van daai dinge nie. En ons sit wel in 'n situasie wat ons weet iewers dit met Jesus weer kom en dit sal wonderlik wees, en ons sien baie uit daarna dat dit moet gebeur, want dit gaan lekker en goed wees. En hierso in Jeremia 29 sien ons Jeremia se reaksie op 'n redelik soortgelyke ding wat gebeur. Die mense is in ballingskap weggevoer, die wêreld soos wat hulle dit ken is in chaos, daar's verskriklike korrupsie, dienslewering is akelig, want die ballingskap was nog 'n baie goeie tegniek om Israel en ander lande te verower. Jy vat hulle leiers, hulle ambagsmanne, hulle geleerdes en die ouens wat klaar opgelei is weg, en dan los jy die ander ouens in die land. Nou, hulle is vaardig genoeg om 'n spoging te kan doen, maar dis net daai ekwivalent van as die kraan lek by die huis, weet ek jy draai dink jy onderkant toe, jy skroef hom los en jy kyk of die rubberseeltjie okay is. Dan vervang jy die rubberseeltjie en jy draai oop en jy hoop dit hou op lek. As dit nie ophou lek nie, dan bel jy 'n plammer. Want anders dan gaan jy vir jouself waarskynlik moeilikheid maak as jy ek is. Daarvoor het jy ambagsman of iemand nodig. Nou Israel is gelos onder die ouens met al die kundigheid en vaardigheid, so dit was problematies en daar's ouens in poste gewees wat nie bekwaam was daarvoor nie, en dit het die lewe baie moeilik gemaak en veroorsaak dat mense heeltemal onseker is oor wat die toekoms gaan wees. Hulle was nie mal oor wat aangaan in hulle land, en die ouens wat in ballingskap weggevoer is, wou nie gewees het waar hulle is nie. Hulle wou eintlik graag teruggaan na Israel, dat alles moet wees hoe dit moet wees. En in daardie tyd kom daar profete wat Jeremia merk as vals profete wat vir hulle sê, hou julle tasie gepak, die tyd is naby, dinge gaan draai, die Here gaan julle baie vinnig terugstuur. Nou, mens hoop hulle dit uit 'n goeie plek uit gedoen en hulle het gedink, hierdie ouens het hoop nodig, hulle is bietjie moedeloos, ons kan vir hulle sê, alles gaan regkom, alles gaan draai, het gaan nie lank wees hier in hierdie plek nie, en dan keer julle terug na waar julle moet wees, en dan gaan alles weer reg wees, want dan is ons weer in Israel, dan kan ons Here dien, en alles gaan wonderlik wees. Jeremia aan die ander kant het in Jerusalem gesit, en vir 'n tydjie in Egipte, en hy het geweet hoe lyk die dinge daar, en hy het geweet, dit is nie so maklik of eenvoudig. As hulle teruggaan, gaan hulle terug na verbrande geboue, goed wat in duie gestort het, en nie meer lekker is nie. Mense verstaan regtig hoekom die mense die vals profete se boodskap gehoor het en gedink het, kan dit nie maar wees nie, sou dit nie so lekker wees as dit waar is, dat ons kan teruggaan en alles weer sal wees soos wat dit was nie. Maar Jeremia sê vir hulle het nie met die Here gehoor nie, en dit wat hulle sê in die Here se naam is nie die waarheid nie. En hulle moet eerder maar versigtig wees om te sê, so sê die Here, as hulle nie doodseker is nie. Jeremia is nogal bekend daarvoor as die huilende profeet, want hy's hartseer oor die mense, hy's hartseer oor hoe vinnig hulle luister na vals profete, hy's hartseer oor die situasie, en hy treur dat dinge nie reg gekom het nie. En hy het 'n totaal ander standpunt ingeneem. Nou, ons situasie vandag is nou nie aldag verskriklik anderster nie. As ek reg onthou is daardie Koetsal, iewers op een van die paaie gewees met een van die sinkgate.
as jy sinkgat of sinkhole op Google intik, dan voeg hy outomaties Carletonville by. Ek het dit nie geweet nie, maar ek het dit hierdie week uitgevind. Dit wys nogal iets van die infrastruktuur daarso, en hierdie was so Julie gewees toe iemand 'n gebou daarso by die brug onder Oberholzer aan die brand gesteek het. Ons het ook soos hulle maar 'n halfe situasie dat daar's maar 'n bietjie infrastruktuurprobleme, korrupsie is nogal erg. Ons verlang na die goeie ou dae toe alles gewerk het en alles mooi was en alles reg was. So wanneer iemand kom sê die Here kom, hy kom ons kom haal, dan ek kan nogal verstaan hoekom mense opgewonde daaroor is, want as ek sien wat alles verkeerd is en ek besef hoeveel tyd en werk het gewees om dit reg te maak, dan wil mense ook eintlik maar sê, Here kom en kom haal my. Ek sien die kans vir daai moeite en werk. Dit is die situasie waarin die bal is. Dis die situasie waarin baie mense vandag is. Dis nie maklik nie, dis 'n situasie wat baie werk gaan verg. En die probleem daarmee is iets wat sleg is. Nou die wegrapel is gebaseer op so 2 dalk 3 Bybeltekste. Die een sê 2 het gewerk en die een is geneem en die ander een is maar redelik soortgelyk, en dit sê basies hierdie ouens gaan by mekaar wees, die een bly en die ander een gaan. Die 2 werk, een is daar en die ander een is nie meer daar nie. Een van die interpretasies van 1830 af amptelik tot so 1870, is dit nou 'n leerstelling wat ontwikkel is, die wegraping, of so in Engels werk, the rapture, wat werk met die gedagte dat dit beteken mense gaan weggeraap word. Die interpretasie vir die 1800 jaar voor dit was gewees, nie een van ons weet hoe lank ons gaan lewe nie. As jy al ooit gesien het hoe werk dit met iemand wat 'n hartaanval het, hulle sit soms daar en die volgende oomblik is hulle nie meer daar nie. Dit is wat gesien is daar so as wat die Matteus Thessalonisense teks waarskynlik beteken, dat ons weet nie hoe lank ons gaan lewe nie. Jy kan aan die werk wees en besig wees en daar is jy dood en kom haal nie meer. Dan is die situasie verby. Nou in die vroeë kerk het hulle 'n vaste oortuiging gehad, Jesus was daar uit die wolke opgevaar en hy gaan binnekort terugkom, want hulle het na die wêreld om hulle gekyk en besef, dis chaos. Jesus beter terugkom, anderster weet hulle nie wat gaan gebeur nie. So hulle het geleef met die verwagting dat in hulle leeftyd gaan Jesus weer kom en alles kom verander. En hulle het daai deel van hulle geloof gemaak, want hulle het geweet, as Jesus kom, dan beter ek gereed wees daarvoor. Ek kan nie so wees dat Jesus kom en, ek's nie reg daarvoor nie, want dan is dit dalk net te laat. Die gevolg is, hulle het seker gemaak, almal het genoeg van alles, hulle het alles gedeel. Daar was 1 of 2 weird groepie ouens wat op die berg gaan sit het en gaan wag dat Jesus kom. En hulle het dit sonder kos of water gedoen, so hulle het 'n vroeëre ontmoeting met Jesus gehad as die ander ouens, ongelukkig. En dis ongelukkig wat gebeur as jy sonder kos en water iewers gaan sit waar jy nie kos en water kry en te lank daar wag. Jy gaan swak word en hemel toe gaan omdat jy doodgaan. En dit is nie vroeë kerk gewees. Hulle het wel na generasie agtergekom, wel, Jesus het nie in die eerste generasie gekom nie, so, hy kom binnekort, maar ons is nie doodseker wanneer daai binnekort is nie, so kom ons leef maar, ons gaan kyk wat sê die Bybel. Dit sê, hy kom soos 'n dief in die nag, niemand weet wanneer dit gaan gebeur nie, en dit gaan wees soos hy gegaan het. Hy het by wolke gekom, hy kom op die wolke terug. Nie noodwendig enigiets snaaks of anderster wat daar gebeur nie, dis wat ons Bybels van die wederkoms weet. Jesus was, Jesus kom weer, en ons moet gereed daarvoor lewe. Nou, Jeremia 29 is waar Jeremia sê, ja, God gaan intree, hy gaan kom, hy gaan verandering bring, maar dit gaan nog nie nou gebeur. Dis nog nie die tyd nie. Mense moet so leef dat jy gereed is dat wanneer hy kom, dit gaan gebeur. Jy moet jou lewe inrig dat sou Jesus kom, dan is dit nie vir jou 'n krisis nie. Dis nou
soos wat gebeur het as Dani Botha vir ons almal gesê het, hy het 'n visioen van die Here gekry, dis die fees van die trompette. Wat as Jesus dan kom? Is ons gereed? En dis 'n in Engels valid vraag, dis 'n goeie vraag. Is ons gereed? Is jou lewe in orde? Dis wat Jeremia 29 kom sê. Nie leef in vrees dat jou tasie beter gepak wees, jy moet soos iemand wat vir werk of vakansie is, het jou tasie uitleef en reg wees nie, maar maak seker jou lewe is reg, dat jy okay is as die Here kom. En dis wat in Babylon gebeur het. Die mense het die boek gevat en hom bestudeer. Hulle het gaan seker maak dat hulle weet wat dit sê en dit weer begin uitleef soos wat hulle nie gedoen het voor die ballingskap nie. Want voor die ballingskap was hulle in dieselfde situasie as die mense in Noag se tyd. God is genade, God is liefde, hy gaan niks aan ons doen. Ons kan doen net wat ons wil. En sy genade is so groot, so ja, dis verkeerd, maar dis nie so verkeerd nie, en hy sondig meer as ek, my sonde is nie so erg, nie so, ek's okay. En Jeremia sê vir hulle, daai gaan nie werk nie, ons moet ons lewens regkry. Ons moet seker maak dat, sou Jesus kom, sou God intree, is daar verandering. Hy sê ook vir hulle, 70 jaar. Nou, okay, hier is 'n paar van die kinders wat 'n goeie waarskynlikheid het om oor 70 jaar nog hier te wees, maar vir 90% van ons in die kerk, as ek vir julle sê, ons gaan iets oor 70 jaar doen, gaan jy persoonlik daarvoor beplan? Nee. Ek hoop om oor 10 jaar nog hier te wees, 20 jaar, en 30 jaar sal baie nice wees, maar dan is ek op daai ouderdom wat die Bybel sê, wel dan, jy het 'n vol lewe gehad, so, 70 jaar is, weet jy gaan nog hier wees, oor dit, nie so, toe Jeremia vir hulle sê, oor 70 jaar, dan verander dinge, besef hulle, dis nie ons leeftyd nie, en hy sê dan vir hulle, wat doen mens? En hy sê vir hulle, plant bome, bou huise, wees vrugbaar, hê kinders, en hy sê dit doelbewus, want ek weet nie wie al ooit 'n tuin geplant het nie. Dis 'n fantastiese lekker ding. Die eerste keer dan is jy baie entoesiasties, jy gaan kwekery toe, jy koop 'n spul goed, jy dolf die grond om, jy sit dit in die grond en dan vreet jy van iets op en dan besef jy dis nie so maklik nie. En dan begin jy verder beplan en in die einde van die jaar dan besef jy het R500 spandeer vir R30 se groente. Dis baie trots daarop maar. Dis baie lekker. En dis 'n proses. Dis nie 'n ding wat jy een keer doen is en slaag nie. My ouma het in Bloemfontein tuine uitgelê as besigheid en sy het klante gehad wat vir 20 jaar by haar was, want dit het in sommige gevalle 10 jaar gevat om die tuin te kry waar hy veronderstel was om te wees. Dis nie 1, 2, 3 en hy's daar nie. Vir die mense van daai tyd was dit ook deel van hulle voedselketting, want hulle het nie 'n Star, vir die Monkeys of Shoprite of Pick n Pay gehad wat hulle by kon aangaan nie. Dis 'n kwessie gewees, as jy wortels wil hê, dan beter jy dit geplant het. As jy tomaties wou, dit was nog nie in daai tyd daar gewees nie, dit kom uit 'n ander plek uit. So jy moes jou vrugte hê, want anders het jy nie vrugte gehad nie, en jy moes jou groente hê, anders was dit nie daar nie. En van die goeders jy hierdie jaar geplant, en dan kom dit later. 'n Vrugteboom plant jy vandag, en oor so 5 na 10 jaar, dan kan jy lekker vrugte geniet en konfyt maak. Die res van die tyd gee jy hom water en jy kyk daarna. As enige iemand ooit bouwerk gedoen het, sal jy weet, dit vat baie langer as wat jy beplan het. Dit gaan bietjie meer wees as wat jy begroot het, en daar gaan iets verkeerd gaan. So jy moet maar 'n bietjie geduld daarmee hê. Jeremia sê hierso vir mense, jy moet belê in die omgewing waarin jy is. Jy moet maar kinders hê, want hulle gaan die ouens wees wat dit beleef en jy nie. Hy sê vir hulle, jy moet 'n verskil maak daar waar jy is. Want ja, God gaan intree, God gaan verandering bring, maar dis dalk nie nou nie. Dis dalk vorentoe. Hy gaan verder en sê, werk vir die welvaart van die stad waar jy is. Bidder dit met hulle sal goed gaan, want daar waar jy is, as dit met hulle goed gaan, sal dit met jou ook goed gaan. Ek weet, ons almal is baie lief daarvoor om terug te dink daarom, in die 60s, 70s en 80s, dis Kaapstad een van die mooiste dorp in die omgewing gewees, die myne het baie geld ingepomp, die gras was mooi netjies en alles was spesiaal en mooi.
En ek bly op 'n hoekhuis, so ek kan nogal sien wat verskil is, want weet nie of julle al gesien het wat gebeur oor 'n naweek in Oberholzer se CBD nie, so lekker plek. Maar Sondagoggend dan is daai voorste sypaadjie nie meer so mooi en netjies soos wat ek hom Donderdag en Vrydag gelos het nie. Daar is 'n gemors soos wat mense maar baie keer sien en die maklike ding is dan om te sê, as die munisipaliteit maar net hulle werk wil doen, as die mense nie beter maniere gehad het om te draai in die huis en te stap en nie verder te kyk nie. Dan vergeet ek wat Jeremia 29 sê, dan vergeet ek wat Jesus vir ons kom vertel het. Jesus het vir ons kom wys hoe om te lewe en wat om te doen. Hy het die aarde toe gekom en gesê, julle is almal sondaars, skaam julle, kry julle lewensreg, ek gaan. Hy 3 jaar op aarde spandeer om vir mense te wys hoe om te leef, hoe om op te tree en wat om te doen, en hy sê, doen wat ek gedoen het. En hier in Jeremia 29 sê dit, werk in die omgewing waar jy is. Wie se skuld is dit as daar 'n gemors op die sypaadjie voor die huis is? Myne. Niemand anders gaan netjies maak nie. Ek moet seker maak dit word netjies. As ek nie in die tuin daar werk nie, gaan die tuin nie netjies raak nie. Of iemand kry om in die tuin te werk nie, gaan dit nie mooi word. Jeremia sê, ja, Jesus gaan weer kom. Die situasie gaan verander. Maar in die tussentyd is ons die wat moet werk, die wat in ons omgewing 'n verskil moet maak. Daar's 'n fantastiese ding wat gebeur as jy die gemors voor jou huis optel. Die bure kyk so, en dan voel hulle skuldig en hulle gaan doen dieselfde. Die ouens verder af in die straat, sien jy doen dit en dan lyk die plek slegter, so hulle gaan doen maar dieselfde. Jy die gras sny voor jou erf, dan lyk die bure is sleg, so hulle sny met 'n omtrent dieselfde lengte is en so verander dit na iets wat beter is. Ons weet dat Jesus weer gaan kom. Die wederkoms gaan iewers te wees en ons het nie die vaagste benul wanneer dit gaan wees nie. Dit kan later vanmiddag wees, dit kan volgende week Woensdag wees, of dit kan oor nog meer as 2000 jaar wees. Ons het nie 'n manier om te weet nie, maar wat ons wel weet is, ons het die opdrag, terwyl ons hier is, vir Jesus te lewe. Dit beteken, in die omgewing waar hy ons geplaas het, gebruik ons die gawes, die talente wat ons het, om 'n verskil te maak. Jeremia het net gesê, plant tuine, want dan kan jy eet nie. Weet nie of julle al rondgery het, dan sien julle, die mense het nogal 'n mooi tuintjie, dit laat nogal die omgewing mooi lyk, en as jy 'n paar blommetjies daarvoor plant, dan lyk die dorpie eintlik nogal bietjie nicer. Die geboue van die besighede wat mooi geverf is, asof die kerk wat nou 'n nuwe paintjob het, die dak wat teelsreg gemaak is, laat mense nogal goed voel. Ons werk tot die wederkoms kom is om te lewe. Om seker te maak dat as daar nog 'n generasie na ons is, daar iets vir hulle is. Dat hulle kan sien hoe om vir God te lewe, wat om te doen, hoe om hulle geloof uit te maak. Jeremia 29 kom nooi ons om te kyk na die wêreld, te sien wat fout is en dan iets daaraan te doen. Om tuine te plant, huise te bou, kinders te hê, te bid dat dit goed sal gaan met hierdie dorp en daarin te belê. Al beteken dit ek gaan koop by Pick n Pay eerder as om elke keer deur te ry na Potch toe of by een van die plaaslike slaghuise 'n worsie en 'n steak te gaan koop, dat hulle deure kan oopbly en die plaaslike ouens ondersteun dat hier nog iets oorbly. En op daardie manier te wys dat ons geloof het dat God hier met ons is en ons reg is dat wanneer hy kom. Jeremia 29 nooi ons om gereed te wees, weer te lewe, daar waar Here ons geplaas het. Dus kom ons, word saam stil voor Here en vra hom om ons te help, om die hoop te wees. Ons bid saam. Hemelvader, dankie vir die genade. Dankie dat die wederkoms nog nie plaasgevind het. Dankie dat U nog nie gekom het nie, maar dat U vir ons nog 'n geleentheid gee om reg te maak. Nog 'n geleentheid gee om vir U te lewe. Here, dankie dat U wêreld soos wat ons dit ken, nog nie tot die einde is nie, maar dat ons 'n verskil kan maak. Here, vergeef ons vir elke keer wat ons
ook soos die valse profete is en ook maar sê, alles hier is verlore, alles is verby. Ons moet maar net wag en gereed wees om te gaan. Here, help ons, om hier waar U ons geplaas het, te groei, te blom, te belê en 'n verskil te maak. Here, help ons asseblief bereid te wees om hier so U wil te doen. Om in Jesus se voorbeeld te kom lewe. Al is ons die eerstes in ons omgewing, in ons straat of in ons buurt, om 'n verskil te maak, sodat dit ander kan inspireer en U koninkryk mag kom. Here, mag ons die getuies wees wat ander sal laat vra om ons te doen, sodat hulle sal weet dat ons verwag dat Jesus 'n dief in die nag iewers sal kom en ons daarvoor gereed mag wees. Here, help ons om ons geloofslewe, ons persoonlike lewe en ons huislewens in te rig. Help ons om daarop te belê, daar te bou, daar te plant en daar te bid vir die welvaart. Here, kom wees met ons. Dra ons en gee ons die moed. Nie moed om te gee wanneer ons sien wat in die wêreld aangaan, wat alles verkeerd is nie, maar te weet dat dit nie te laat is vir U om dit te draai en te verander na waar ek moet wees nie. Kom gebruik asseblief vir elkeen van ons. Here, mag daar later ook uit ons iets vloei, soos wat daaruit die mense in die ballingskap uitvloei, wat teruggegaan het na hulle omgewings toe en herstel, groei en 'n geloofsrevolusie gebring het. Mag ons U kinders wees, deur te doen dit wat U gevra het, dit wat U ons kom wys het. Mag ons deur die genade dit doen wat U vra. Here, ons vra hierdie dinge, nie wat ons het verdien nie, maar alleenlik deur die genade. Amen. Daar is nou geleentheid waar ons die Here ook kan eer met ons dankoffers.
En loof die Here met ons tot hier. Men of praise, rise up and sing of the great and glorious King. You are strong when you feel weak. In your brokenness complete. We will shout to the north and the south, sing to the east and the west. Jesus is Savior to all, Lord of heaven and earth. Rise up, woman of the truth, stand and sing to broken hearts. Who can know the healing power of your awesome King of we will shout to the north and the south, sing to the east and the west. Jesus is Savior to all, Lord of heaven and earth. We've been through fire, we've been through rain, we've been refined by the power of His name. We've fallen deeper in love with You. We've heard the truth on our shout to the north and the south, sing to the east and the west. Jesus is Savior to all, Lord of heaven and earth. We will shout to the north and the south, sing to the east and the west. Jesus is Savior to all, Lord of heaven and earth. He's the Lord of heaven and earth. He's the Lord of heaven and earth. Mag die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die saamwees van die Heilige Gees ons lei, ons dra en ook ons beskerm, nou maar tot in ewigheid. Amen.